Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Baie welkom weer eens. Baie dankie dat julle hiernatoe gekom het vanoggend. Dankie aan Jannie en Letitia. Dit gee soveel luister en geleentheid vir ons om rus te kry. En ek hoop dat julle vanoggend daai rus hier vind. En as die rus ontwyk in jou praktiese en alledaagse lewe, dat Renaissance daarmee effens 'n bydrae maak om 'n Sondag ten minste vir jou rustig te laat binnegaan. Soos ek altyd sê, mag vrede oor jou neerdal, terwyl ons nou na hierdie twee gaan luister, wat vir ons musiek maak. Baie dankie.
Die wisselwerking tussen persoonlikheid, angs en spiritualiteit is 'n onderwerp wat my die afgelope tyd nogal baie fascineer het. En ek het baie daaroor gelees en uiteraard praat mens ook uit jou eie ervaring en dis maar waar dinge ontspring. Iemand vra vir my gedurende die week, hoe besluit jy op die temas waaroor jy praat? Toe sê ek hou dop, waarmee worstel mense? En uiteraard resoneer baie daarvan met my. En daarom praat ek oor goed wat ek daar in die praktyk ontdek. Die lewe bestaan uit, en ek gaan net 4 goed noem, wat so soort van 'n kombers gooi oor ons ervarings van die lewe. Pyn, chaos, ons beperkings en ons sterflikheid. Nou hierdie goed veroorsaak by ons 'n mate van angs. Natuurlik nie in alle mense dieselfde graad van angs nie, maar wel is daar angs by ons teenwoordig, wat ons noem eksistensiële angs. Nou, daar's mense wat na 'n bron daar buite wil toevlug soek, hulp gaan soek. So vir die pyn wil hulle troos iewers gaan haal, of hulle 'n uitkoms of 'n verlossing uit die pyn van buite hulle self gaan kry. Vir die chaos wil hulle hê iemand moet orde kom skep. Vir die beperkings vra hulle dat iemand hulle kom help. En vir hulle sterflikheid vra hulle, wat is die sin van hierdie lewe, en reik hulle na iets hierna, en soek hulle daardie waarborg, dat daar iets hierna is, wat hierdie lewe sinvol gaan maak. Nou, hierdie mense val in 'n kategorie uiteen. Nou, dit klink asof ek baie kategories praat, maar versag dit maar in jou eie kop, want ons almal is 'n kombinasie van dinge in ons persoonlikheid. Maar dit is mense wat 'n toevlug soek in spiritualiteit vir hulle angs. En dit is ekstern. Selfs al sou hulle sê, maar God woon in my, dis nog steeds ekstern. Dan is daar mense wat op 'n ander manier voorspelbaarheid soek, want dis waaroor dit gaan. Jy soek in al hierdie chaos voorspelbaarheid, en jy soek iets wat jou vrese kan verdof. Nou, ander mense soek dit weer op 'n ander manier. Hulle gaan in die werklikheid in. Hulle aanvaar die werklikheid. Hulle wil die werklikheid dieper beleef. Hulle wil dieper in die werklikheid inbeweeg. En hulle wil hulle angs en hulle vrese met 'n bewustheid en 'n aanvaarding innerlik ontmoet. Hulle wil 'n plek gaan inneem daarin. Jy het hier met meer van 'n interne locus van kontrole te doen, waar iemand sê, ek gaan my eie orde skep. Ek gaan my eie trooster wees. Ek gaan vir my eie uitkomste verantwoordelik wees. Ek gaan in steede van hulp daar buite soek, gaan ek miskien ander mense vra vir hulp daar waar ek nie kan bykom en raakvat nie. En wat sterflikheid betref, ek neem my plek hierin en ek verlaat my daarop dat ek nie gaan weet wat hierna kom nie, en ek kry 'n vrede daarmee innerlik. Hierdie mense is die mense wat hulle vrese en hulle onsekerhede, hierdie eksistensiële angs gaan ontmoet, eerder as om 'n toevlug te gaan soek, om dit te ontvlug. Ek sê weer, dis nou baie kategories gestel. Jy mag dalk vind dat in jou daar 'n mengsel van hierdie twee metodieke, wil ek dit noem, is, of lokusse van kontrole is. Die meeste van ons is nie net dit of dat nie. So wat ons hiervan praat, met ander woorde, is dat jy buite gefokus is en so verdedigingsmeganismes kry teen die angs oor die lewe, die eksistensiële angs, of dat jy na binne gaan en dat jy innerlik
'n bevryding kry. So die een het met 'n verdediging te doen, ek verskans myself, en daar het 'n Bybelteks in my kop opgekom, wat iets sê in diervoege van, dat so as die pile van die lewe na my toe aangevlieg kom, sal dit niks aan my doen nie, want U, o Here, is vir my 'n skild. So daar's iets tussen my en die lewe. En dit het ook bietjie te doen met 'n uitgangspunt dat die lewe uit is om jou te kry en dat jy groot hulp nodig het. So daar's 'n erge graad van bangheid vir die lewe hier teenwoordig. Of aan die ander kant dat jy binnekant sê, ek wil van binne af vrykom van die bangheid en van die angs en van die vrees. Nou daar's verskeie maniere waarop mense in spiritualiteit die vrees ontkom. Of dit nou 'n bevryding van binne is, en dat hulle dit gaan ontmoet en die werklikheid werklik gaan ontmoet en 'n plek daarin inneem waar hulle die hoofrol speel in terme van hulle eie verlossing uit hierdie pyn en eksistensiële angs, en of dit dan nou is dat jy meer ekstern gefokus is en gaan vra vir hulp daar buite. Een van die goed, en ek gaan 'n klompie dinge noem, en jy kan nou maar in jou eie kop voel waar resoneer dit en waar val dit in jou hart ten opsigte van jouself. Daar's mense wat in konsepte 'n soort sekerheid kry, veral 'n spesiale tipe kennis. Die feit dat hulle insig kry in dieptes, gee op 'n vreemde sielkundige manier waarop ek nie vanoggend wil ingaan nie, gee vir hulle 'n gevoel dat daar iets besonders omtrent hulle en hulle lewe is en 'n groter plan met hulle lewe is. Dan is daar mense wat na 'n alternatiewe realiteit soek. Hulle spiritualiteit bied vir hulle 'n geesteswêreld. Dit bied vir hulle 'n ander wêreld wat hoër en belangrik is, en dit kan so ver gaan soos om te sê dat daardie realiteit is die eintlike realiteit en dat hierdie die illusie is. En daar ontkom jy aan jou vrees vir hierdie, want hierdie is nie eintlik die werklikheid nie. En verbind jy jouself innerlik aan 'n ander werklikheid en begin jy dit bedink, en ek gaan net nou 'n bietjie daarby uitkom, begin jy dit selfs beleef. En dit word 'n systap of 'n ontsnapping van dit wat jou pla in hierdie reële driedimensionele werklikheid. Dit word bietjie van 'n ontduiking soms van praktiese verantwoordelikhede en praktiese stappe om jou lewe te laat werk. En veral jou eie vrese te besweer. En dan derdens is daar 'n dieper waarheid. Dis 'n enigmatiese waarheid. Dis so besonders dat die slaapwandelende massa, hulle sien dit nie. Hulle het dit nie. Hulle het nie daai openbaring nie. Vir hulle het die lig nog nie aangeskakel nie. En dit gee op 'n manier vir mense 'n intellektuele troos, dat hulle nou gesien het waaroor die werklikheid gaan. Dat hulle nou verstaan waaroor die lewe gaan, en omdat die lewe oor iets enigmaties gaan, oor iets wat nie so eenvoudig is as dit wat ons hiermee te doen kry, en al die dinge wat ons bang maak en bedreig, en van ons sekere goed vra nie, daai enigmatiesheid gee vir ons 'n verlossing van die geknel, van die praktiese, die alledaagse en hierdie bedreigende. En dit word op 'n intellektuele manier 'n troos dat daar's iets anders en ek is daarmee verbind. En daardie verbondenheid gee vir my 'n waarborg wat soos 'n groot wolkombers oor alles in my lewe kom lê, en hier in my kop raak ek net rustig, want alles gaan oor iets groters en ek hoef dit nie noodwendig als te verstaan nie, maar ek verstaan wel dat dit wat hier aangaan is baie eenvoudig. En die eintlike waarheid is iets daarbo. Iets, soos ek gesê het, enigmaties en uiters besonder. Ander mense is veral wanneer hulle baie sensitief en introspektief is hulle geneig daartoe om dromerig oor die lewe te wees. Hulle soek na 'n oopheid in hulle denke oor die lewe. Hulle wil nie te gebodder wees met werklik dink oor die praktyk en werklik gaan soek vir metodiek en vir 'n leefstyl
en vir strategieë nie. Hulle wil ook nie te logies oor goeders wees nie. Dinge moet ook nie te vas wees nie, want dan maak dit hulle ontevrede. Want hier is 'n vraag in hulle na iets dieper, wat meer met aanvoeling te doen het, met 'n intuïsie te droom het en beslis meer op die wolke kan sweef. Die werklikheid is hard, die werklikheid is vervelig, die werklikheid is vir hulle dromerigheid nie oop genoeg nie. En daarom hou hulle van 'n intuïtiewe lewe, waar hulle net, soos hulle sal sê, hulle gut gaan volg. En dikwels as hulle dit ekstreem doen, sal ander mense na hulle kyk en sê, "Jo, maar jy doen die onpraktiese goed en jy neem soms regtig nie slim besluite oor jou lewe nie, want kop en hart is nie genoeg aan mekaar verbind nie." En dan is daar ander mense wat sê, "Die univers sal alles oplos. Ek werk myself in die hande van die univers. Dit sal alles goed wees. Daar's 'n groot beheer." En ander mense sê, dis God. God is in beheer, so I'll let go and let God. Ek sit net terug. En daar kom 'n soort vrede in hulle, terwyl hulle alles net oorhandig en in die passasierssitplek gaan sit. Daar's ander mense wat hulle lewe oorgee aan manifestasies en vibrasies, en hulle voel, as ek net kan hoor vibreer, as ek dit kan manifesteer, dan kan ek vir myself 'n beter toekoms skep, en dan kan ek al hoe hoër gaan in hoe ek is, en wie ek is, en my attribute, en my lewe kan dit manifesteer, dat dit my lewe ook net groter en beter en voller word, en al hoe meer ontkom aan dit waarvoor ek eintlik diep binne in bang is en vrees. Dan staan mense wat dopamien soekers is. En baie van hulle gaan bungee jump, of hulle gaan met vinnige motorfietsse op die snelweg insny voor motors, maar daar's baie ander mense wat in spiritualiteit dit uitleef. En dopamien soekers kry in spiritualiteit 'n sensasie. Hulle is op soek na 'n spiritualiteit wat vir hulle opwinding gee. Hulle soek vir verborgde patrone in die alledaagse, wat verbind met iets magies, sodat hulle daai opwinding kan ervaar van dinge is nie gewoon nie, en dinge is ook nie alledaags nie. Hulle is op soek na openbarings. Die Here het met my gepraat. 'n Engel het aan my verskyn. Iemand het iets aan my gechannel. Dis heeltyd goeters van 'n ander wêreld, wat my opwinding gee. Wonderwerke. Dinge wat bonatuurlik is. Hulle is op soek daarna, en hulle sien dit ook naderhand in alles. Wat is die probleem met hierdie maniere van kyk? Nou moet ek dadelik myself halt en sê, wil jy nou net 'n probleem sien, of wil jy ook die voordele hiervan sien? Nou wil ek gou vir julle iets oor myself sê. Johan het eendag vir my gevra, sê net vir my, waarvoor is jy nie bang nie? Nou dit is nogal tekenend van wie ek is. Ek sal altyd sien, hier lê 'n gevaar, en daar's 'n risiko. En totdat ek toe nou my persoonlikheidsanalises laat doen het, en so aan, en mooi gesien het hoe dit uiteenval in my persoonlikheid, het ek ook later begin dink, maar dan is ek seker bang. Is ek seker maar 'n vreesbevange mens. En toe het ek nou legitimiteit gekry vir wie ek is, en gesien, maar ek is daai soort ou wat werklik waar sien wat kan verkeerd gaan. En ek het myself uitgevang in die kerk, ook op die kansel, en ook hier in Renaissance, dat my oë is verskriklik op soek na die gevare binne in sekere maniere van dink en doen. En ek dink julle het my al so begin lees as iemand wat heeltyd duiwelsadvokaat is, wat sê, ja, ek hoor, maar pas op net hiervoor. En ek het al vir julle gesê een keer, dat die kleuterskool het vir my dogter gevra, wie maak julle seentjie bang? Toe sy sê, my pa. Want hy spring op 'n bank, en dan sal stoelkussings, hy beland die stoelkussings onder hom, en dan spring hy naderhand op hulle, en dan sien ek hoe sy met sy kop bo op die koffietafel. So, toe sê Johan se niggie een keer vir my, weet jy wat, hulle noem mense soos jy, veiligheidsbeamptes by fabrieke, want hulle sien wat kan fout gaan. So ek wil hê julle moet dit weet van my. Ek is altyd die ou wat sê, ja, dis oulik, maar kom ons kyk net bietjie waar loop hierdie ding op 'n gevaar uit. So binne in daardie bed, en met daardie agtergrond, wil ek nou vir julle sê, waar ek die gevare sien, in al ons maniere van spiritueel omgaan, met ons eksistensiële angs,
En ons soeke na die orde, die sin, die troos en al hierdie goed in die lewe. Die ding is dat 'n mens maklik in spiritualiteit en in sekere forme daarvan meer as ander jou greep op die werklikheid verloor. 'n Volgende een wat nogal nie klein is nie, is dat 'n mens jou pool van verhoudings klein kan maak. Want hoe eienaardiger en meer enigmaties en hoe meer jy in 'n geesteswêreld ingekoop is, en hoe losser jy is daarvan om te dink dat hierdie die realiteit is, hoe groter is natuurlik die gevaar dat jy losmaak van ander mense, want baie min mense gaan saam met jou op daai wolk gaan sweef, so jou verhoudingsbasis word kleiner. En dan kan 'n mens natuurlik bespiegelings later as waarheid sien. En omdat ons in spiritualiteit nie met iets eksakt te maak het nie, het jy altyd te maak daarmee dat jy dinge as waar sien wat maar net hipoteties is. Of dalk omdat dit 'n hipotese was en dat jy daarmee geïndoktrineer geraak het en al hoe meer daarvan bestudeer het en met al hoe meer mense begin omgaan het wat ook daardie hipoteses handhaaf en daarin glo, dan begin dit vir jou werklikheid word. Want dis wat met ons gebeur. Jou brein kan later nie onderskei tussen fantasie en werklikheid nie. So mens kan regtig in spiritualiteit naderhand op 'n wonderlike ballonvaart gaan. 'n Lugballon, aangevuur deur 'n wonderlike vlam, en daar's ander mense saam met jou in die mandjie en jy kom nie agter dat jy al hoe hoër en hoër en hoër van die aarde af oplig nie. Ek het een keer amper verdrink. Ek was 21 jaar oud en ek was baie arrogant, en die ouetjies wat die lewensredders was matriekkinders, en ek gaan mos nou nie vir 'n matriekkind luister nie, jy's dan nou net 18 en ek is 21, so jy gaan nie vir my sê, ek gaan nie met 'n laailou in die see in nie, en toe doen ek dit daar by Brenton-on-Sea, en ek is op hy laailou, en wat het gebeur? Ek is toe die diepsee in. En dis wat met jou gebeur, as jy op 'n lugballon of 'n lugmatras is, as jy weet sien, as jy op die diepsee of hoog die lug in, en jy kom dit nie agter nie. So, daar kom 'n onrealisties in jou bestaanservaring. So jy begin jou bestaan met onrealistiese teorieë en goed, begin jy verduidelik en verklaar. So mens begin eintlik nou aan 'n illusie van beheer oor die werklikheid lei. Want jy het nie werklik beheer oor die werklikheid nie, jy is nie meer logies nie, jy is nie meer realisties nie, jy neem nie meer self prakties verantwoordelikheid nie, en jy het net 'n illusie dat jy vanuit iets hoër en 'n hoër plek absoluut in beheer van jou lewe is. En wat hier gebeur is vir my nogal tragies, en dit het ook met gebedsverhoring te doen in godsdienste. Dat mense sal vir jou getuienis gee van hoe hierdie goed nou werk, maar hulle sien later nie meer die hordes kere dat dit nie werk nie. En dit gebeur met gebedsverhoring. Mense sê, "Jo, die Here verhoor daarom 'n gebed, want ons het vir daai een gebid en dit het gebeur en vir daai een gebid en dit het gebeur." Maar jy sal nooit hoor dat hulle praat oor die kere dat daai gebede nie gewerk het nie. Want 'n mens het ook 'n manier om daai ding om te draai dat dit lyk na 'n positiewe uitkoms. So jy sê maar net, wel, daar's 'n hoër plan of 'n ander plan, en as iemand nou doodgaan nadat jy gebid het vir hulle genesing, dan sê jy, hulle is nou by die Here, so hulle is nou eintlik verskriklik gesond. Nou is hulle volmaak gesond. So ons draai dit in ons koppe om, sodat dit altyd positief is. En uiteindelik word jy 'n mens vir wie simboliek die werklikheid is. Dan word jy daai persoon wat sê, die engel het my oor die straat gehelp, en jy glo dis werklik so. En daar mag nou vanoggend mense wees wat werklik so iets glo, en dan is my behoefte regtig nie om verkleinerend te wees met wat jy glo nie, maar ek wil net sê, dan nou sê op ten beste, wees net versigtig daarvoor, dat goed wat al die jare archetypies simbolies was in die mens se siege, in die spirituele sfeer, dat ons dalk net oorweeg dat die goed meer simbolies is as werklikheid. En daarmee saam wil ek sê, Philip moet ook nederig wees en sê, ek is maar net 'n mens, so daar mag goed wees. Paranormale goed, metafisiese goed, wat meer werklik is as wat ek vanoggend wil
erken dat dit is. Maar dan gee ek ook maar vanmôre net ter wille van wat dit werd is vir julle my posisie deur, dat ek voel, mens moet 'n balans wees. Ek wil soos my ouma altyd vir my gesê het, stadig oor die klippe meneer. Wil ek sê, hoe meer 'n mens simboliese goed as werklikheid sien, wil ek sê, ja, goed, dit beteken dalk vir jou iets, maar stadig net daarmee. Want dit word 'n manier van kyk na die lewe, en naderhand is jy magies, en nie meer realisties nie. So, wat gebeur met ons spiritualiteit en die goed en die invalshoeke wat ons kies, is dit, dat ons het almal hierdie eksistensiële angs oor die lewe, ons het almal deel met die lewe, en die lewe is moeilik, vol pyn, chaoties en vrae, en daar's baie min beheer eintlik, en dan word ons gedryf sosiaal, want jy word in 'n spesifieke spiritualiteit groot, of in 'n spesifieke gesin of familie, of jy ontwikkel vriendskappe, waar mense op 'n sekere manier begin dink, en jy word daarin al hoe meer ingetrek, en dis ook neurologies, want daar's navorsing wat sê, dat mense wat hoë vlakke van dopamien het, is mense wat meer geneig is, tot 'n magiese perspektief op die lewe. Hulle is meer geneig daartoe om byvoorbeeld in die Christelike konteks aan Pinkster en charismatiese kerke te behoort as aan gereformeerde kerke. Hulle is daartoe geneig om 'n gevoelsbelewenis te wil hê in spiritualiteit, eerder as om 'n wysheids- en logiese belewenis te hê. Hulle soek na ervarings en dit leen hulle daartoe dat hulle maklik in 'n feekie wêreld kan beland. Nou dit hoef nie so ver te gaan nie, maar die gevaar bestaan dat dit so ver kan gaan. So nou wil ek afsluit deur vir ons nog so 'n paar kategorieë, twee teenoor mekaar te sit in 'n balans. Jy kry introspektiewe mense en hulle hou van 'n kontemplatiewe soort spiritualiteit, waar jy net kan stil sit en reflekteer. Teenoor hulle staan ekstroverte, wat 'n gemeenskaplike spiritualiteit wil hê. Hulle wil saamkom, hulle wil in groepe bymekaar kom, dinge bespreek. Hulle wil ook dinamiese sprekers hê wat met hulle praat. Dan kry jy intellektuele. Hulle wil leer, hulle wil studeer, hulle wil dink, en hulle wil rasioneel wees rondom spirituele goed. Teenoor hulle staan emotiewe mense, emosiegedrewe mense. Hulle wil voel, hulle wil in verwondering wees oor dinge. Hulle wil lief hê, hulle wil deernis hê. Hulle wil na musiek luister, hulle wil dans, en hulle wil persoonlike stories van mense hoor. Dan is daar 'n groep mense wat gestruktureerd dink. Hulle soek na reëls. Hoe leef mens? Hoe werk spiritualiteit? Daar's altyd bullet points, soos die Engelse sal sê. Hulle wil rituele hê. Hulle wil leerstellings hê en vaste gebruike in hulle spiritualiteit, en dit moet herhaal word. Teenoor hulle is spontane mense. Mense wat van 'n intuïsie leef, mense wat na die mistiese en dit wat nie gesien kan word nie aangetrokke voel, en hoofsaaklik is hulle op soek na ervarings. Dan is daar praktiese mense. Hulle wil dienswerk lewer. Hulle wil sosiale geregtigheid laat geskied. Hulle wil gaan sendingwerk doen. In ons geval sien ek dit in Renaissance, daar's mense wat sê, hoe kan ons vir die hele Pretoria gaan vertel van dit wat ons in Renaissance glo oor spiritualiteit? So proselietmakende manier van dink. Hulle wil gemeenskapsdiens gaan doen. Dan kry jy teenoor hulle die filosowe. Hulle wil net met wysheid omgaan. Nog 'n guru, nog 'n YouTube kanaal, nog 'n boek, nog 'n gedig, nog 'n stuk prosa, nog iemand wat my praat in die dieptes van wysheid in. Dan kry jy laastens die optimiste. Hulle wil 'n spiritualiteit hê wat hoop gee, wat hulle positief maak, wat hulle laat manifesteer, wat hulle laat vibreer, want daarvoor lê die beste, en ek is nog nie daar nie. En teenoor hulle, die realiste of die skeptisie, hulle leef met vrae,
En as jy daai vrae beantwoord, dan twyfel hulle nog steeds of jou antwoord die waarheid is. Hulle is redelik gebalanseerd oor lyding en uitdagings, want hulle het berusting gekry in hoe die lewe maar is, en hulle soek prakties vir uitkomste en oplossings daaruit. Ons is almal 'n kombinasie van al hierdie goed. En daarom is dit aan die einde van die dag nie 'n probleem, mits 'n mens nie oorhel in 'n rigting nie. As jy vanoggend na my geluister het en ek het jou net so 'n bietjie 'n gevaarliggie laat sien flikker ten opsigte van jouself, dat jy geneig is om nou jouself te laat wegsleep of stuur in 'n rigting, miskien is dit jou persoonlikheid wat jou soontoe neem, of die kring of geselskap wat jy jou mee besig hou, of dinge wat in jou lewe aangaan, dit sleep jou in 'n spesifieke rigting en jy begin al hoe meer trechter en nouer toespits in daardie rigting. Dan wil ek sê, kom so 'n bietjie terug en omarm die spektrum, sodat ons gebalanseerd kan wees. En ek dink die fantastiese ding van ons by Renaissance is, dat ons juis daarvoor staan, dat 'n mens die spektrum kan ervaar. En dat ons, omdat ons weet ons sal geneig wees elkeen om so bietjie in 'n rigting te neig, dat ons dan, wanneer ons saamkom, mekaar weer na die middel toe trek. En na die middel toe wil ek nie sê dat ons vervelig moet wees en dat ons faal Jannies en Sannies moet wees nie. Maar ons sal altyd bietjie van 'n uitskieter wees in 'n rigting. En die wonderlike ding is, dat daar's ander mense wat vir jou sê, dis fantasties en ek waardeer dit en jy leer my iets en jy inspireer my ook om dit te gaan verken. Maar dat jy in jou skouers skuur, altyd weer 'n bietjie sal terugkom, so alles moet getemper word, sodat dit nie wat een faset behoort te wees, van mens wees en daarom omgang met spiritualiteit en die werklikheid, dat dit nie die wyse word van omgang en die leefstyl word binne in spiritualiteit nie. So ons almal is 'n kombinasie hopelik van al hierdie goed, en ons persoonlikhede bepaal dit natuurlik. Maar in hierdie hele proses is ons maar net besig met te soeke na betekenis, en wanneer ons daardie betekenis gevind het, dan wil ons dit op 'n bepaalde manier uitleef deur spiritualiteit, en dan gaan dit klomp forme en praktyke en maniere van dink en so aan ons wesens vervul, en daai eksistensiële angs laat bedaar, en vir ons 'n mate van beheer, 'n gevoel gee van orde, en vir ons laat voel, ons het 'n plek. En as mens by daai plek uitgekom, en dan land jy tuis in jou vel, en jy voel, ek is gemaklik hierso, en jy kan dans met vryheid en gemak, tussen al hierdie goed, 'n angs oor die lewe en 'n vreugde oor die lewe, vrae oor die lewe en antwoorde oor die lewe. 'n Gevoel dat daar nie beheer is nie, want daar's te veel chaos, en aan die ander kant, daar's baie wat ek kan doen, en daar is iets wat my vashou. En tussen hierdie pole, kan ons spiritualiteit as 'n beweging sien, en nie as 'n plek, waar ek gaan staan het en sê, dit is my spiritualiteit nie. So mag ons in Renaissance na mekaar toe beweeg, en in die gemeenskap na verskillende mense toe beweeg, en daardeur aangevuur word, om tussen die verskillende plekke, binne in spirituele belewenis en uitlewing, te gaan rondstap, sodat ons die heeltyd 'n balans in onsself kan hê. Vir my is die hoofgevaar, dat 'n mens uit balans raak. En om uit balans te raak, beteken dat jy blinde kolle ontwikkel, en naderhand nie kan sien, wat jy mis nie. En dan het mens nie die beheer, wat jy glo jy het nie, en het jou beheer, en jou spiritualiteit eintlik meer van 'n illusie, as 'n kontak met jou werklikheid geword. En iewers, as mens in 'n illusie is, gaan jy weer ontnugter word.
Hoeveel mense wat sekere goed geglo het spiritueel, dat dit vir hulle hoop gee, is al teleurgestel deur groot traumas wat hulle getref het en dan moet hulle alles weer hersien. So eerder as 'n mens daar kom, moet 'n mens jouself skool in 'n gebalanseerde manier van kyk na die lewe en 'n gebalanseerde wyse waarop jy omgaan met spiritualiteit. Dit was vandag my storie. In hierdie week of die week daarvoor, ek kan nie nou heeltemal onthou nie, het iemand gevra of ons nie maar weer wil begin met 'n boektafel nie. En onder andere het dit ook gegaan oor Abel se nuwe digbundel, wat hulle gevra het, wil ons dit nie hier verkoop nie. Toe het ek gesê dat as ons iemand kan kry wat 'n boektafel kan hanteer en verantwoordelikheid daarvoor kan neem en 'n stelsel kry, dan kan dit werk, want dit het in die verlede al baie gebeur dat ons die boektafel daar los en mense moet self neem en betaal en dan mense vergeet en ek is die eerste ou wat dikwels 2 weke later eers onthou. Nou kom ek sê vir julle, so 'n paar weke gelede het ek 'n praatjie gelewer oor hoe ons inspraak in mekaar se lewens lewer. En ek vra vir Johan by die huis, sê bietjie vir my, wat is die goed waaraan ek moet aandag gee? En hy sê, jy, overpromise en underdeliver. Joch, en ek skrik. Hy sê, en dis nie omdat jy wil nie,
jy vergeet. Jy het vanoggend vir jou ma gesê, jy het 'n klomp afsprake, jy kan nie nou praat nie, maar jy sal haar vanaand bel. Hy sê, ons gaan al slaap en jy het nog nie jou ma gebel nie. Jy overpromise en underdeliver. En ek dink, dit is wat met baie mense gebeur, hulle neem 'n boek hier, so dink ek sal hom betaal en dan raak dit vergete. So as daar iemand is wat lus het om 'n boektafel by Renaissance te bedryf vir ons, sal ek so bly wees. Ons het 'n Yoco masjienkie en as ons hom gelaai kan kry, kan hy ook daar wees. En dan kan ons betalings ook met ander woorde so hanteer en dan die uitbetaling aan die auteurs van hulle boeke doen op daai manier. So as daar so 'n persoon is, kom asseblief na vore. Dit sal 'n wonderlike uitbreiding wees van dit wat ons bied hier in Renaissance. Ons het ook gedink aan 'n biblioteek waar ons vir mekaar boeke kan uitleen en waar iemand dit aanteken en so meer en so meer. Nou ja, genoeg van al daardie administrasie. Kom ons gaan drink lekker koffie. Hier is nou vanoggend 'n 40 stuks van ons en 3 kinders. Ons is sommer 'n lekker groepie vanmôre. So as julle tyd het, kom ons gaan kuier lekker en verwarm mekaar se harte met goeie geselskap. Baie dankie aan Letitia en Jannie vir hierdie mooi musiek. Ons gaan vir oulaas luister. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.